Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Saterdag, die 19de April 2025. Ons doen 'n blitsbulletin en vandag se hoofopskrif: beloning R100.000 vir Kuruman lyke wat gesteel is. Die nuushooftrekke vir vandag sien so daarna uit. Beloning vir inligting oor meisie se moord. R100.000 aangebied vir inligting oor Kuruman lyke wat gesteel is. Chaos by huis oor pitbull wat 4-jarige seentjie byt. Minder ongelukke op nasionale paaie. Die Noord-Kaapse polisie het bekend gemaak oor die lyke wat onlangs uit 'n begrafnisondernemer se kantore gesteel is. Daar word nou 'n beloning van R100.000 aangebied indien mense inligting kan verskaf wat sal bydra tot die suksesvolle inhegtenisneming en vonnis van hierdie misdadigers. Die begrafnisondernemer se onderneming is geleë in Kuruman in die Noord-Kaap. Die polisiewoordvoerder het gemeld dat die eienaar 3 lyke op 17 Maart 2025 vermis het. Die plaaslike polisie is ernstig besig om die hele operasie nou te ondersoek en die hele gebied word gefynkam vir enige leidrade. Vingerafdrukke is ook nagegaan. Die besigheid se naam is Moteo Wabopelo. Die liggaam van die meisie wat 10 dae oud was en gesterf het, sou later gedurende die spesifieke dag begrawe word. Die ander 2 lyke was mans wat 37 jaar oud en 60 jaar oud was ten tye van hulle afsterwe. Dit is sover bekend dat 2 ongeïdentifiseerde mans die wag wat op diens was aangeval het. Die vensters is gebreek om sodoende toegang tot die gebou te verkry. Hulle het met die 3 lyke gevlug en nog niemand is gearresteer in verband met hierdie rare diefstal nie. As u in die omgewing woon en beskik oor enige inligting, kontak gerus vir Kolonel Coughlin by 071 686 0020. 'n 22-jarige jong meisie wat ongeveer 'n jaar gelede vermoor is, het nou weer die aandag verwek. R500.000 word uitgeloof vir inligting oor hierdie moord. Atara Katsev was een van 'n tweeling. Sy is dood in haar kamer aangetref op 'n plaas in Magubas Kloof in Limpopo. Haar tweelingsuster is nog steeds onseker oor hoe die moord op haar suster kon plaasgevind het. Sy word beskryf as 'n vriendelike meisie en wat altyd bereid was om ander mense te help waar sy kon. Die saak word deur ernstige misdaadeenheid van die polisie ondersoek. Blykbaar is sy in haar kamer verwrig en DNS-toetse is van haar kollegas bekom. Sy was oorspronklik van Kaapstad en het in die Hersleya High School haar matriek in Kaapstad verwerf. Die SABD se stopmisdaadnommer kan gekontak word by 08600 1011 as enige inligting aan die polisie wil verskaf. In Durban het 'n chaos by huis geheers toe gesin se pitbull die 4-jarige seentjie aangeval het. Die gebeurtenis was in die woonbuurt Malvern. Die paramedici is ontbied. Daar is vasgestel dat die seentjie bytmerke aan sy bene opgedoen het. Hy is toegestabiliseer en na 'n nabygeleë hospitaal geneem met 'n ambulans. Die DBV het die hond verwyder. Geen ander inligting is bekend of daar 'n saak van nalatigheid oopgemaak is nie en hoe die kind se mediese toestand nou is nie. Dit lyk asof die meeste padgebruikers die padreëls nou gehoorsaam, want minder ongelukke is tot dusver aangemeld as 'n jaar tevore. Meer as 300 voertuie per uur het by die R61 baan by Alberton verby beweeg. Volgens bronne is daar beduidend meer verkeer op al die roetes as gevolg van die lang naweek en voertuie wat na Moria beweeg het. Die Haai het Vrydag deurgedruk in 'n spannende VRK-wedstryd teen Edinburgh en het gewen met 18 punte teenoor 17. Edinburgh was halftyd met 10-6 voor. Weereens was dit 'n harde wedstryd vir beide spanne. Andre Esterhuizen was die Haie se held gewees. Hy het telkens deur die opponente se verdediging gebars. Lucanio Am en Eben Etzebeth het geel kaarte gedurende die wedstryd gekry. Vandag se wedstryde VRK lyk so. Die Leeu speel teen Benetton Rugby op die Emirates Airline Park in Johannesburg. Hulle speel om 13:45. En nog 'n wedstryd vandag om 1600 uur speel die Stormers teen Connacht in die DHL Stadium in Kaapstad. Vandag om 1600 uur ook speel die Ospreys teen Cardiff Rugby. Munster speel gasheer vir die Blou Bulle. Hulle wedstryd word om 18:15 namiddag uitgesaai. En nog wedstryde wat gaan plaasvind, speel die Ospreys teen Cardiff Rugby in Principality Stadium. Dragons speel die gasheer vir Llanelli Scarlets in die Principality Stadium.
en Leinster gaan vir Ulster aanvat in die Aviva Stadion. In die laaste wedstryd wat vandag plaasvind, het gaan Zebre gasheer speel vir die Glasgow Warriors in die Stadio Sergio Lanfranchi. Die VRK se punteleer sien so daarna uit. In die eerste plek is Leinster met 62 punte, in die tweede plek is die Glasgow Warriors met 54 punte, gevolg deur die Blou Bulle in die derde plek met 50 punte en net na hulle is die Sharks in die vierde plek met 49 punte. Hulle word gevolg in die vyfde plek deur Munster met 39 punte. Ulster is in die sesde plek met 37 punte, gevolg deur Edinburgh in die sewende plek met 37 punte en net na hulle is Benetton Rugby met 36 punte. In die negende plek is Cardiff Rugby met 36. Die tiende plek is die Stormers met 35 punte. In die 11de plek is die Llanelli Scarlets met 33 punte. En in die 12de plek is die Ospreys ook met 33 punte. Hulle word gevolg in die 13de plek deur Connacht ook met 33 punte. In die 14de plek lê die Lions met 30 punte. En in die 5de plek is dit Zebre met 27 punte. Hulle word gevolg in die 16de en laaste plek deur die Dragons met 9 punte. Vir die Haie het hulle punte gekom van Apaleli Fasi, Makazole Mapimpi en 'n doelskop is Jordan Hendrikse en 'n strafdoel is ook deur Jordan Hendrikse oorgesit. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you, jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons Weerburg vir die streek sien so daarna uit. Messina 1827, Polokwane 1123, Lepalale 1525, Mbombela 1426, Mahikeng 1323, Pretoria 1320, Johannesburg 1524, Ermelo 821, Richards Bay 1825, Pietermaritzburg 1123, Durban 1723, Port St. John's 1725, Bethlehem 919, Bloemfontein 1223, Allewal Noord 1324, Welkom 1324, Vryburg 1424, Kimberley 1427, Appington 1831, Prieska 1527, Springbok 1928, Karasburg 2132, Keetmanshoop 2132, Mariental 2032, Alexander Bay 1721, Brandvlei 1829, Loederits Bay 1622, Vredendal 1930, Kaapstad 1821, Sutherland 1423, George 1824, Jeffreys Bay 1833, Geberra 1731, Graaff-Reinet 1527, Oos-London 1630, Daar 13 grade Celsius in die oggend, 25 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so. Die rand verhandel teen R18.81 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R12.02. Die prys van 'n euro is R21.44. Die prys van 'n pond is R25.01. Die prys van 'n yen is 13 sent. Die prys van silwer is $32.51 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $3,326 ook per fyn ons. Die prys van Brent olie het effens gestyg en kos nou $67.96 Amerikaanse sent per vat. Die gedagte vir die dag lyk so. Dis 'n lekker gevoel om wakker te word, lekker te strek en jy sien dis naweek, 'n wonderlike dag vir jou. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir julle toegewens.